Goeiemôre. Soos altyd vir my 'n wonderlike voorreg om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 14 Maart 26 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Is die Bybel nie maar slegs simbolies nie? Ek was die afgelope week gekonfronteer met hierdie vraag. En ja, dat daar simboliek in die Bybel is, dit is so, maar dit is nie net 'n simboliese boek nie. 2 Korintiërs 1:13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En ek hoop dat julle tot die einde toe sal verstaan. Soos wat ons dit daar lees en verstaan, moet ons die Bybel lees. Daar is so baie argumente rondom hierdie gedagte. Ons het nie nodig om by te voeg nie, ons mag nie wegneem nie. Ek bedoel, Deuteronomium 4:2, Spreuke 30 vers 5 en 6, Openbaring 22:19, sê baie duidelik, ons mag nie wegneem nie, ons mag nie byvoeg nie. Maar dis nie waaroor ek met jou wil praat nie. Is die Bybel 'n boek van simboliek? Met ander woorde, is dit nie maar net 'n simboliese boek nie? As ons na die verklarende woordeboek gaan kyk en gaan kyk wat beteken die woord simbolies of simboliek, dan staan daar sinnebeeld. En as ons gaan kyk wat beteken die woord sinnebeeld, dis 'n voorwerp wat iets abstraks of iets wat onwaarneembaar is, teenwoordig is, in teenstelling met realisme. Nou is my vraag aan jou, was Adam en Eva abstrakt, was hulle onwaarneembaar gewees? Is ek en jy vandag as afstammelinge van hulle onwaarneembaar? Is die skepping, die son, die maan, die sterre en alles wat daarmee saamgaan, die totale skepping, onwaarneembaar? Nee. Dis realisme, dit is die realiteit. Ek en jy is 'n Godgegewe, geskape wese, die kroon van sy skepping. Ons is nie onwaarneembaar nie. Ons is nie maar net abstrakt nie. Ons is 'n werklikheid, ons is realisme, as ek dit so kan uitdruk. Daarom maak dit nie sin om te sê dat die Bybel is 'n boek van, is eintlik maar net 'n simboliese boek nie. Ja, dat daar inderdaad simboliek in die Bybel is, dit is inderdaad so. Gaan kyk maar na Openbaring 13:1, waar daar gepraat word van die dier wat uit die see uit opkom. Word gepraat van die Antichrist. Openbaring 13 vers 11, word daar gepraat van die dier wat uit die aarde uitkom. Dit verwys na die valse profeet. Maar al wat jy en ek moet doen, is ons moet gaan dieper indelf om by die waarheid van dit uit te kom. Dit maak dit nog nie onwaarneembaar nie. Dit maak nog nie dat die valse profeet en die Antichrist abstrakt gaan wees of abstrakt is nie. Liewe mens, ons koning het nog nooit verander nie. Malagi 3:6, ek het nie verander nie. Hebreërs 13:8, Jesus Christus is vandag en môre dieselfde en tot in alle ewigheid. So het sy woord ook nog nooit verander nie. Psalm 119:89 sê vir ons baie duidelik, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Sy woord het nog nooit verander nie. Ons koning het nog nooit verander nie en hy sal ook nooit verander nie. En dan is die woord waarheid. Johannes 17:17 sê, die hele woord van God is waarheid. Hy sê in Johannes 14:6, praat hy met Thomas en hy sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie na my toe kom, niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur die Seun van God nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En die lewe spruit voort uit die inhoud van die Bybel,
wat jy en ek elke dag veronderstel is om te lees, met groot respek gesê. En ja, dat ons koning leef, dis 'n gegewe. Liewe mense, ek kan nie glo dat mense dink dat die boek van wat die Bybel genoem word, bloot geoormerk word, of voorgehou word, as 'n boek van simboliek. Dis maar net 'n simboliese boek. Die Bybel is nie abstrakt nie, die waarheid daarvan is, en ek het reeds so die skrif daarvan gegee. Dit is waarheid. Wat 'n voorreg om te weet dat ons daardie 31.102 verse kan lees, elke dag. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.